elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Heer. This is my one that You love one another, that Your joy may be full. This is my commandment, that You love one another, that Your joy may be full. That Your joy may be full. That Your joy may be full. This is my commandment, that You love one another, that Your joy may be full. Ons het begin vandag met ons 25ste IFJJ. En dis dan ook die laaste een vir die jaar. En ons is bevoorreg om mense van KwaZulu-Natal te hê en van, Pippa, waar nog anders te ver? Is daar niks anders ver nie? Ja, daar is Swellendam en Stellenbosch en die Parel. Kan jy dit glo? Ja, maar waar is daar nog mense? Nie, waar kom jy vandaan? Springs! Is iemand van Springs? Ek onthou die ooms het altyd gesê, op Sondagmiddag, hulle gaan gou Springs toe. Maar dan het dit nou nie die dorp beteken nie. Hoewel, maar weet jy wie dit altyd gesê? Wie? Ja, en Freddy ook. Ja, maar Piet de Tooi, dis reg, Piet de Tooi. Ja, hulle gaan gou Springs toe, bedoel hulle gaan 'n middagslaap vat. So, van die mense van die woordskool wat hier is, baie, baie welkom. My goeie ou vriend is ook hier, Meld, ons het ken mekaar van blou jare, Meld, wie jy het voor my groot geword. Ons het mekaar ontmoet toe ons 22 was, ek en Meld, toe werk ons vir ou Mutual aan Woester. Ja, toe hy was daai tyd daar, toe ek terugkom na die Here toe. Julle onthou daai storie, nee? Ja, toe het ek en Meld saam gewerk. Ek wil hê julle moet in julle Bybels blaai na Matteus 18 en ek wil hê ons moet ek moet sê tot my wat sou ek gesê, tot my teleurstelling ontdek ek toe verlede maandag aan toe ons klaar is, toe sê ek, maar ek het nie klaar gelees nie. Daar moes nog gelees geword het en ek het heeltemal in vervoering geraak na iets anders toe. So ek wil net daai stukkie graag klaar lees. Ek dink wat ons kan doen is, kom ons begin by vers 1 en dan lees ek so tot by vers, ek weet nie, kom ons kyk hoe ver kom ons. Vers 1, Matteus 18. En daardie uur het die disippels na Jesus gekom en gesê, wie is tog die grootste in die koninkryk van die hemele? So, dis die setting, ons maak dit net gou weer vas, dis die setting, is die stryery onder die disippels oor wie is die belangrikste, reg. Toe roep Jesus 'n kindjie na hom toe en laat hom in die midde staan en hy sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie, en dit sê Jesus vir sy disippels. Julle dit opgelet, nee. Hy sê nie dit vir die skare daar nie, hy praat met sy disippels en sê, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder, ekskuus nog, probeer ek wegkom van die mikrofoon, toe dink ek nie se ek reg in hom. Elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. Ekskuus toch, jammer. En elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang my, maar elkeen wat een van hierdie kindertjies wat in my glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Wee die wêreld, daar het ons gestop toe nou, per ongeluk. Nou gaan die skrif aan, hy sê, wee die wêreld, weens die struikelblokke, want dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke kom, maar wee die mens, deur wie die struikelblok kom. En as jou hand of jou voet
jou laat struikel, ek dink party vertaling sê laat sondig, is daar sulke vertalings hier? Nee, is daar? Die Nuwe Lewende vertaling sê dit? ESV sê dit ook. Ek gaan hou by die woordjie struikel, sal nou sien hoekom. En as jou hand of voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af. Dis vir jou beter om in die lewe in te gaan krepel of vermink, as om 2 hande of voete te hê en in die ewige vuur gewerp te word. En as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit en werp dit weg van jou af. Dit is vir jou beter om met 1 oog in die lewe in te gaan, as om 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word. Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie, want ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is. Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Wat dink julle, as iemand 100 skape het en een van hulle verdwaal, sal hy nie die 99 laat staan en op die berge die verdwaalde een gaan soek nie. En as hy hom kry, voorwaar ek sê vir julle dat hy blyer is oor hom, as oor die 99 wat nie verdwaal het nie. So is dit die wil van die Vader, julle Vader, wat in die hemele is, dat dat nie, jy moet seker wees, so is dit nie die wil van julle Vader wat in die hemel is, dat een van hierdie kleintjies verlore gaan nie. En daar eindig daai gedeelte. Ek dink as jy nou so verder lees, ja, die Bybel sê dan ook 'n ander opskrif daar. So daai is een gedeelte, né? So daar's 'n paar goed wat ek net graag vir jou wil uithaal daar. Die eerste een is, ek wil hê jy moet sien, as jy na jou Bybel kyk, dan sien jy vanaf vers 2 roep Jesus 'n kindjie en nou praat hy praat met sy disippels oor die kindjie. En die setting is die feit dat die disippels sê, wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemele? Jesus roep 'n kindjie nader en begin met hulle praat oor die kindjie. So ons sien die kind is daar in die omtes. Jesus identifiseer hierdie kind as 'n baie spesiale ene, want hy praat van een van hierdie kindjies wat in my glo. So ek wil net hê julle moet dit sien, né? Ek sê nou niks, ek maak nie afleidings nie, ek sê net wat daar staan in die teks. Ek wil net hê jy moet dit raak sien. En dan praat hy oor wie die persoon wat hierdie kindjie wat in my glo laat struikel. In wat struikel? In sy geloof in my laat struikel. Reg, dan sê hy, dis beter vir so een om 'n meelsteen om sy nek te kry en dat hy in die see gewerp word. Dit Jesus se woorde. Ek het verlede keer toe vra ek vir julle, hoekom sê Jesus dit? Toe sê een van julle, ek dink dit was Hanlie, toe sê sy oor die alternatief. Die alternatief is die oordeel van God. Maar dan gaan die gedeelte aan. Dit stop nie daar nie. So Jesus het hierdie gedagte, die kindjie staan daar, hy praat met hierdie disippels, hy sê as julle nie verander het soos hierdie kind word nie, sal julle die koninkryk nie ingaan nie, wat 'n baie sterk teregwysing vir die disippels is, om vir hulle te sê, hier staan 'n kind onbedreig, sonder vrille, sonder fiteriasies, sonder kompetisie, en al waarin hy belangstel is dat ek is wie ek sê ek is, as julle nie soos hy word nie, en julle nonsens los nie, sal julle die koninkryk nie ingaan nie. En dan waarsku hy die mense en sy disippels, pas op dat julle hierdie kind wat in my glo nie laat struikel nie. Nou gaan die gedeelte aan en Jesus sê, as jou hand of jou voet jou laat struikel. Nou, wat ek wil hê julle moet sien, is dat die boodskap is nog uniform, kan julle dit sien, die konteks, waarvan praat Jesus, ons het dit nou daar, iemand wat hierdie kind, wat in Jesus glo en sy geloof laat struikel, want om te struikel in jou geloof in wie Jesus is, sal jou die lewe kos. Nou sê Jesus, as daar iets in jou lewe is, wat jou laat struikel, van jou geloof in Christus Jesus, verwyder dit van jou onmiddellik. Sien julle die boodskap? As jou hand jou laat struikel in wat? Nou party Bybel sê sondig, nou ek kan gaan met sondig. Die probleem is net, as jy sien as jou hand jou laat sondig, dan begin jy dit later loslees van die konteks daar. Dan klink dit soos, Jesus praat nou hierdie een ding, nou die volgende ding sê hy, maar as iets jou laat sondig, en so, dan voel dit so half, jy begin nou oor verskillende goed praat.
Maar wanneer Jesus oor sonde praat, dan praat hy so oor sonde. Hy sê, en die Heilige Gees sal die wêreld oortuig van sonde. En dan verklaar hy dit van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. Wat is die sonde waarvan hy praat? Is die sonde dat ek nie glo in Jesus nie. En laat ek nou net weer, is nou hersiening nou so half, nee. Wat beteken om te glo in Jesus, is twee belangrike dinge, altyd. Die een is die diep oortuiging dat Jesus is wie hy sê hy is, en tweede, die feit dat ek my lewe voor hom neerlê vir wie hy sê hy is. Daardie twee is nooit van mekaar geskei nie, dis wat geloof beteken. Nooit net die een nie. Nou ons het groot geword dat geloof is 'n verklaring. Sien, so as ek vir jou sê, glo jy in Jesus, dan sê jy, ja, ek glo in Jesus, dis genoeg. Dit beteken jy glo in Jesus. Dis nooit die Bybelse definisie van geloof nie. Nooit nie. Nee, nou daar's honderde gedeeltes om daarna te kyk. So om in Jesus te glo, om nie in hom te glo nie, dis wat sonde is. Nou kom ons dit agter, julle sal dit nou nie glo nie, en ek gaan dit nou maar eers saggies sê, maar dit wil vir my blyk, na al hierdie jare in die bediening, wil dit vir my blyk, dat daar tog waarheid kon insteek in wat Jesus gesê het. Dit wil vir my blyk, dat hy mag dalk net geweet het waarvan hy praat. Toe hy sonde definieer as die feit dat julle in my nie glo nie. Want hoe meer ons Jesus leer ken, nou, hoe meer kom ons agter dat alles van my lewe en my menswees, my binnelewe, my buitelewe, my verhoudinge, my denke, my reaksies, my verwysingsraamwerke, wêreldbeskouing, het alles te maak met die heerskappy van Jesus. Staan ek onder sy gesag of nie? Alles het daarmee te maak, ook die manier hoe ek optree teenoor my skoonsister of my skoonma by die Kersfees ete. Alles het te maak met hierdie een ding, is hoe staan ek onder die gesag van Jesus, ja of nee. Alles het daarmee te maak. Ook die teleurstellings in my lewe, die neerlae in my lewe en die negatiewe goed in my lewe, alles, wat daarmee gaan gebeur, het te maak met hierdie een vraag, staan ek onder die gesag van Jesus, ja of nee? En jy sal nie glo die ingewikkelde sake soos huweliks konflik, nee? Dus nou, julle sal nou nie weet waarvan ek nou praat nie, maar moet nou nie worry nie. Huwelikskonflik het direk te maak met hoe jy reageer teenoor die gesag van Jesus. Direk. Nie met 'n slap draai nie, direk te maak met hoe jy reageer. Dit is verstommend om te sien, dat in huwelike of watter ander scenario's jy mag gebruik as 'n voorbeeld, dat wanneer die mense betrokke in daardie verhouding, hulle knie buig voor Jesus, vir wie hy is, dat daar ongelooflike goed binne in daai huwelik gebeur. Voorheen onversoenbare sake raak skielik versoen. Voorheen absolute onmoontlikhede raak skielik lewe. Dis net 'n fenomeen om dit dop te hou. Dis waaroor alles gaan. Wat is sonde? Is daar iets in jou lewe wat jou van Jesus af wegtrek? Nou Jesus se manier hoe hy dit sê, stel dit so sterk dat jy dit nie kan mis nie. Hy sê dit so: as jou hand jou laat struikel, of jou oog, of jou voet, kap het af, ruk het uit. Nou jy hoor dit, en jy gaan, wow! Maar dis presies wat jy moes hoor. Jy moes hoor dat dit so krities is, dat jy van Jesus nie wegdraai nie. En dat jy onder sy gesag bly, en dat jy niks mag toelaat om jou van Jesus saggies weg te vat nie.
Want dis wat struikel beteken. Ek struikel in my geloof in Jesus. Niks moet toelaat nie. As jy vriende het, jy kan dit nou aangaan, nee, ons kan dit nou toepas. Jy het vriende, vir wie jy baie, weet jy's lekker, is great, saam met hulle, jylle vang vis of duik saam, of wat ook al jylle doen, maar hierdie vriendskap, is 'n bedreiging vir jou verhouding met Jesus. Omdat dit jou stadig maar seker, soos 'n padda aan 'n pan, ken julle die storie? Begin met koue water, en stadig maar seker word hy louer en louer, en jy kom nie agter, voor jy weet kook die water, en is jy nou, wat, kry my so iets as 'n gebakte padda? Gaarpadda. Nee, daai ding, pas op. Luister, Jesus se woorde is semier, probeer dink aan die regte een. Jesus se woorde is, as jou oog jou struikel, pluk hom uit. As jy in so 'n situasie is en jy het vriende, en dit dreig om jou stadig, nie weg te vat van Jesus nie, net meer te laat bedaar oor Jesus. Kap het af. Beter dat jy die ewigheid ingaan te verlies van vriende, maar jou siel voor God bewaar, as wat jy die hele wêreld win, en aan jou siel skade lê. As iemand na jou toe kom en jy sukkel want jou pensioen is nie genoeg nie, en jy skraap elke maand en weet nie wat en dit en dat, en dus jy is al so moeg, en hier kom iemand na jou toe met 'n aanbod wat vir jou finansiëel winsgewend gaan wees, maar iets in daardie aanbod is nie Jesus nie. Dis nie die waarheid van Jesus nie, dit is nie die saak wat jy met reinheid voor Jesus kan staan nie, inteendeel, jy gaan 'n bietjie moet skouer gee vir Jesus, om plek te maak vir hierdie saak, sê Jesus, dis beter dat jy brandarm die ewigheid ingaan, as met daardie geld en in die ewige hel beland, omdat jy Jesus verlaat. Verstaan jy die belangrikheid van Jesus? Verstaan jy wie hy is? En ek en jy gaan, weet jy wat? Ek dink nie Jesus. Ek dink nie Jesus is so skel nie, want hy sal verstaan. Hy sal verstaan. Hy is nie so nie, jy is baie veroordelend, en jy is vir my net rooi, jy kort 'n bietjie blou. Ek sê, hoor jy, kies nou oor dit, ek vrees ek jammer, is nie my woorde nie. Die Jesus waarop jy jou beroep, dis sy woorde, is nie myne nie. Ek sal nooit sulke woorde uitdink, dis nie simpel. Dis sy woorde, hy sê dit. En hy sê dit is so radikaal. Maar Jesus het dit baie meer ingekleer as dit. As jy nou buite hierdie teks gaan, waarmee hy nou besig is met sy disippels, dan sê hy vir hulle, die poort is nou en die weg is smal. Hoeveel wil daar ingaan? Hoeveel wil daar ingaan? Jesus sê, hoeveel wil daar ingaan? Kan jy onthou sy woorde? Baie wil daar ingaan. Maar, weer eens, ek haal Jesus aan, ek is onskuldig hier so, ouens. Ek is onskuldig, ek haal hom net aan. Hy sê, baie wil ingaan, maar min sal het vind. Dis sy woorde, dis nie myne nie. En as hy is wie hy sê hy is, dan weet hy waarvan hy praat. Dis 'n sidderende saak. Dis nie tralala nie. Dis sidderend. En as Jesus met sy disippels praat, is hy fel, as hy vir hulle sê, en hy kyk vir Petrus, liewe Petrus, kyk vir Matteus, miskien het jy The Chosen gekyk, so jy het nou gesigte wat jy nou kan refer. Hy kyk hulle so in die oë en sê, as julle nie verander, en soos hierdie kind word nie, sal julle in die koninkryk nie ingaan nie. Ek dink dit was soos 'n wow. Dit is 'n geweldige ding, nee? En dan hou hy aan, en dan begin hy vertel van, hy is nog steeds besig met hierdie kindjie wat in my glo, en dan sê Jesus hierdie ding, hy sê vanaf vers 12, hy sê daar's 'n herder, en daar's 100 skape, en hier is 'n interessante ding. Nou,
kom ek gaan dit vir julle kort sê, so eenvoudig as moontlik. As ek die konteks van daai gedeelte vat, is die 100 skape waarvan Jesus praat, die kindertjies of mense wat in hom glo. Dis die skape van Jesus, waar hy sê, my skape ken my stem en hulle volg my. Nee, Johannes 10, sy skape, die skape, en een van hulle dwaal af. Nou, hoe dwaal hy af? Hoe dwaal hy af? Gebruik die konteks, hoe dwaal hy af? Hy struikel, bedoelende wat? Hy verloor fokus van wat? Jy moet fokus, my kind. Hy begin sy oë van Jesus afhaal. En die liedjie sê, and everything becomes shadows in the light of you. Maar wanneer ek begin afkyk van hom af, everything else starts to brighten in color. En ek begin my oë van Jesus afhaal en ek begin goed raak sien. Miskien begin ek my oë afhaal van Jesus en ek begin kyk na my krisis. Ek weet en van dit daaraf spring ek na iets anders toe en voor ek my weer kan kry, is ek heeltemal oor die vlakte heen. Lankal nie meer by Jesus nie. Is dit moontlik? Het dit al met jou gebeur? Weet jy hoekom skryf die skrywer van Hebreërs, hou die oë gefestig op Jesus? Hoekom? Hoekom skryf hy dit? Want jy kan dit afhaal. Hy weet jy kan dit afhaal. Die mense wat die brief Hebreërs ontvang, het hulle oë afgehaal. En druk was die rede, en hulle haal hulle oë af en hulle begin dwaal. En dan sê Jesus hierdie besondere ding, hy sê, dan gaan die herder, dan los hy die 99 skape, en dan gaan soek hy daai een, met erns, want om af te dwaal, is om die ewige dood in te gaan. Maar die konteks hier, Jesus praat nie nou hier van die wêreld nie. As ek lees wat daar staan, hy praat van die kindertjies wat in my glo, hy praat met sy disippels, hy praat van hulle, moenie hulle wat in my glo, laat struikel nie, dis die konteks, die boodskap bly dieselfde. Die gesprek oor die wêreld is ook 'n gesprek om te hê, maar dis nie die gesprek nie. Hierdie gesprek is gemik spesifiek op sy disippels en spesifiek op die voorbeeld van die kindertjies wat in my glo. Want as jy hom laat struikel, is dit beter dat 'n meelsteen om jou nek vasgemaak word. As jou oog jou laat struikel, ruk hom uit. Moet geen struikeling toelaat in jou lewe wat jou sal wegvat van Jesus nie. Maar wanneer dit selfs gebeur, selfs al gebeur dit, is daar hierdie onsagwekkende reaksie van die herder. En hy loop julle, weet julle, toe ek hierdie gedeelte lees, weet julle wat verstaan ek toe op 'n klokhelder manier in my hart. Ek het nou verwys na my vriend Melt wat nou hier kuier wat. Daai tyd was ek was by die Here en toe dwaal ek heeltemal weg. So teen die tyd wat ek en Melt mekaar ontmoet, toe is ek heeltemal weg van Jesus af. Inteendeel, ek is bitter en kwaad en vloekende teenoor hom. Wil met hom niks te doen hê nie. En ek onthou die aand, toe Melt my wou evangeliseer. Hy het nou net die EJ3 kursus by die kerk gedoen, toe kom wil hy my evangeliseer. Het was 'n blye dag vir my, want toe kon ek hom bom uit die water. Hierdie twak wat julle glo. Nee, daai Melt wat daar sit. En weet julle, maar min het ek geweet, twee goed nie verstaan nie. Een is wat se absolute kritiese posisie bevind ek myself nie. Weg van Jesus af. Dis die een ding wat ek nie geweet het nie. En die tweede ding wat ek nie geweet het nie, is die herder is reg hier by my om my terug te vat. Dis wat hy doen. En ek het dit vinnig agtergekom, en toe ek en Melt se gesamentlike hoof vir my vra, daai goed wat sy my gevra het, en ek antwoord, en daai dag toe ek daar sit, het dit gebeur as 'n gewone gesprek, en die volgende oomblik is dit 'n bonatuurlike, goddelike gesprek, met die herder wat voor my staan, en my terugroep
Wat 'n ontmoeting, onverwags, om die herder in daai omstandighede te kry, selfs na alles wat ek vir hom gesê het en gedoen het. My oë van hom afgehaal het. Dink ek, dis al 'n verstommende ding om te verstaan van die herder. Nou, toe eindig daai gedeelte, eindig so, oor die vreugde. Toe besef ek nog 'n ding, want daai aand toe ek vir bid en sê, Here Jesus, ek sal U aanbid as my Here en my God, al beantwoord U nooit ooit weer een van my gebede nie. Dit was die aand toe Amerika Kuwait binnengeval het, daai selfe aand, toe is die oorlog op televisie en radio uitgesaai. So al wat jy gehoor het op die lugweë was oorlog, 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 en almal kyk TV en kyk oorlog, en so in daai aand ontmoet ek weer my herder, min het ek geweet wat agter die skerms gebeur, en weet julle wat gebeur agter die skerms? Jesus verduidelik het, hy sê daar is een groot feesmaal, omdat ek terug is by die lewe. En nou die feesmaal moes ek gaandeweg leer ken, maar as groter vreugde, sê Jesus, vir daai een wat teruggekom het. Nou ek kan nie terugkom as ek nie daar was nie. Ek was daar, toe gaan ek weg, toe kom ek terug. So dis 'n baie spesifieke gesprek wat jy moet verstaan. Jesus se sorg vir jou, wat vanaand hier sit, sy sorg, dat jy by hom sal bly, is onsaglik groot, ver meer as wat ek kan verduidelik. Maar die erns dat ek en jy by hom sal bly, is krities. Ek wil self so ver gaan as om te sê, skies nou dink ek vinnig, jong, kan jy dit sê? Gaan ek gou deur die oefening? Dink ek kan, maar kom ek laat julle toets. As die kerk jou en Jesus laat struikel, kap hom af. Want 'n kerk wat jou en Jesus laat struikel, is nie die woord kerk werd nie. Want 'n kerk en 'n gemeente bring mense na die seun toe. 'n gemeente of 'n groep of organisasie of 'n kerk wat hindernisse in die weë lê vir mense om by Jesus uit te kom, is, in Engels is daar 'n lekker woord daarvoor, en ons noem dit sommer net 'n abomination. 'n verwerplikheid. En Jesus se woorde is sterk genoeg vir ons om te sê, dit is nie 'n wille afleiding wat ek maak nie. Dit is Jesus se hart. Niks in die pad tussen jou en die Here nie. Hy het jou na hom toe geroep. Die Vader het 'n roeping op jou, en daardie roeping is dat jy in gemeenskap met die Seun sal lewe, Jesus Christus, ons Here. Niks is die moeite werd om tussen beide te kom nie. Is dit nie belangrik nie? Nee, kan jy dit verstaan? Alright, nou, voetnota, huiswerkie. As, dink gou-gou, waar jy is, waar jy werk, waar jy bly, so, jou lewe, so, is daar goed in jou lewe wat jou skaam maak vir Jesus? Vriendskappe, verhoudinge, situasies, waar jy skaam is vir Jesus, dink. Nou dis een manier om dit te vra, daar's ander maniere ook, maar daai is een. En dis vir jou so belangrik om daai verhoudinge te hê, dat jy eerder die skaamwees oor Jesus sal akkommodeer. Jesus sê, jy is in die moeilikheid. Dis beter vir jou om vermink die ewigheid in te gaan, as met 'n volle liggaam in die ewige vuur. Jesus se woorde. Moenie dit ligtelik opvat nie. Nou, ons het so 5 minute oor. Pieter, sal jy gou doen wat jy nou moet doen, en dan gaan ons net saam bid, asseblief. Elke knie sal buig.